In Johannes 10 kom koning Jesus self en hy verwys na homself as 'n goeie herder. En presies, hy is dit. Maar dan kom waarsku hy ons van iets wat ek dink daar nie baie oor gepraat word nie. Koning Jesus kom waarsku ons van 'n huurling. Kom ek lees dit gou vir julle. En dit is in Johannes 10 vers 12 tot 13. Onthou, dis koning Jesus wat hier praat. Maar die huurling, en hy wat nie 'n herder is nie, en wie se skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug, en die wolf vang hom en jaag die skape uitmekaar, en die huurling vlug omdat hy 'n huurling is en niks vir die skape omgee nie. So, koning Jesus kom en sê, pas op vir die huurling. So as jy nou vandag vir my vra, wie sal 'n huurling wees? Dit sal iemand wees wie nie 'n pastoor is, omdat hulle 'n sielelas het en 'n besorg is oor die siele van hulle gemeente nie, maar iemand wat net besorg is oor 'n salaris en die hoeveel geld kan hy daaruit maak. So koning Jesus kom self in sy eie woorde en waarsku ons as kerk daarmee. As julle vanaand wil weet, is jy in die regte kerk? Ons gaan vanaand kyk wat sê God se woord, wat word vereis van die kerk in geheel. Dan kan jy vanaand gaan kyk of jy in die regte kerk is, of jy in die kerk is waarin jy moet wees. Okay. So in die staanspoor kom ons en ons sê vir julle dat dit is belangrik in watter kerk jy is, want jy moet in 'n kerk wees wat die waarheid verkondig. En in Johannes 10 vanaf vers 12 en 13 kom koning Jesus en hy waarsku ons. Wat doen hy? Hy waarsku ons dat pas op vir die huurling. So hy waarsku ons pas op vir die kerk waar dit vir die dominee of die pastoor of die leraar of wie wat ook al jy die persoon wil noem, waar dit vir hulle gaan oor geld en dis alles daar, dis 'n werk, dis 'n job, okay? En solank hy sy salaris kry, is alles fyn. Okay, so die Bybel leer vir ons dat so 'n persoon is nie 'n herder nie, so 'n persoon is 'n wat? 'n huurling. 'n Huurling worry nie oor die skape nie, dis nie sy eiendom nie. Okay, nie dat die skape in 'n kerk 'n herder of 'n pastoor se eiendom is nie, maar hy is besorg oor dit wat God hom oor aangestel het, want dit is God wat die aanstelling doen of veronderstel is om te doen. Maar in baie kerke sien ons dis 'n buddy ding. Dis nie noodwendig God wat 'n mens aanstel nie. So nie elke herder is geroep nie. So kom ons begin met dit. Nie elke herder is geroep nie en nie elke pastoor wat iewers geplaas is daar geplaas deur God nie, maar is daar geplaas vir verskeie redes ensovoorts. Dis baie keer wie jy ken en nie wat jy ken nie. Okay, dis hartseer, maar dit is wat dit is. Okay.